Hallo julle, my naam is Mariska Koetser, maar hulle noem my Friskie Mariski. En as daar een ding is wat 'n Friskie Mariski nou like, is dit 'n lekker storie. En hierdie is van my favourite stories wat nog nie heeltemal opgelos is nie of nog 'n bietjie 'n kopkrapper is. Onthou julle die raaiselagtige moord van Brett Keppel in September 2025? Keppel was 'n mining magnaat, okay, wat in Johannesburg onder raaiselagtige omstandighede dood is. Eerste het hulle gesê dit is assisted suicide. Little did they know what was gonna come out of this guy. Deep dive in hierdie saak van Keppel het bevind dat die korrupsie so diep gaan soos die polisiedienste. Destyds is die chief police, okay, en die president van Interpol, julle sal hierdie naam onthou, Jackie Selebi, gelink met none other than Len Agliotti. And it really got ugly from there. Hierdie investigation, okay, het 'n hele mesnes in die underworld van Johannesburg uncover, okay. Drugs, hitmen for hire, syndicates, you name it and all. Okay, and I quote, court testimony in 2010 revealed that Keppel was allegedly killed by hitmen hired by his security chief, supposedly by his own request. Okay, so hulle sê basies dat hy het sy eie mense gevra om hom dood te maak. Ricky Shields, okay, Nigel McGurk en Faisal Kapi Smith, okay, en Len Agliotti het blykbaar daaroor gepraat na die tyd. Despite the independent forensic investigation, en wat in die hof geroel is dit blykbaar nog gelys as een van Suid-Afrika se unsolved murders. So Keppel was shot down, okay, Keppel was op pad na afspraak toe, okay, toe hy 9:00 die aand op die M1 doodgeskiet is in sy Mercedes-Benz. Praat van mysteries. Onthou julle die storie van Lolly Jackson? Van Teasers in Kempton Park. In Mei 2010 was Jackson by 'n pelshuis in Kempton Park, ook in Kempton Park, gegunned down en vermoor. Vir die van julle wat daai saak gevolg het, sal weet, okay, daar was eerstens 'n man wat die head of intelligence gebel het en confess het dat hy vir Jackson doodgemaak het en toe gevlug het. Hulle moes hom toe terugbring en toe hy op die stand is en finally praat, toe gooi die hele storie onderste bo in die mekaar. George Luca, wat die hele tyd daarvan beskuldig was dat hy vir Jackson vermoor het op die laaste nippertjie vinger gewys na een van die grootste sogenaamde maffia-bose, Ivan Kretcher. En het gesê hy het vir Jackson geskiet na 'n heated argument. Soos ek altyd sê, jy kan nie hierdie kak opmaak nie. As daar 'n interessante storie is, of 'n storie is wat julle dink ek 'n deep dive in moet vat, DM my, comment of email my.